Ons begin vraag 3 van 2016 met hierdie 3 isomere, 2,2 dimetielpropaan, 2-metielbutaan en pentaan. Eerstens word ons gevra om die term struktuurisomeer te definieer. Soos reeds voorheen genoem, die definisies van struktuurisomere, posisionele isomere, as ook kettingisomere begin met dieselfde eerste deel. Dit is verbindings met dieselfde molekulêre formule. En dan is dit natuurlik uniek, na gelang van watter isomeer jy moet definieer. In hierdie geval het hulle verskillende struktuurformules. Watter soort isomere is A, B en C? Nou kyk gou hierso regs na hierdie struktuurformule. 1, 2, 3. Met ander woorde, op die tweede koolstof is daar 2 metielgroepe, so dis 2,2 dimetielpropaan. Nou vergelyk dit byvoorbeeld met pentaan, en ons weet pentaan is 'n alkaan. Die algemene formule vir die alkane is CnH2n plus 2. Pent is 5, so dis C5. H, 2 maal 5 is 10 plus 2 is 12. En kyk gou hierso. 5 koolstowwe in pentaan, 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe in 2,2 dimetielpropaan. Waterstowwe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So wat ons hier te doen het mee, is kettingisomere. Want kettingisomere het dieselfde molekulêre formule, maar verskillende rangskikkings van kettings in die molekule. So al 3 hierdie molekules se molekulêre formule gaan C5H12 wees. Hulle kettings gaan wel anders rangskik wees. So hierso het ons die struktuurformules van 2,2 dimetielpropaan. Daar het ons 2-metielbutaan en pentaan in die laaste plek. Hierdie 3 is dus kettingisomere van mekaar. Vervolgens vra hulle dat ons die neiging verduidelik rakende die kookpunte van verbinding A tot verbinding C. Soos jy uit die struktuurformules kon sien, het 2,2 dimetielpropaan 2 metielgroepe, gevolg deur 2 metielbutaan met 'n enkele metielgroep, en laastens pentaan sonder enige vertakkings. Pentaan beskik dus oor minder vertakkings en gevolglik is daar 'n groter oppervlak waaroor die intermolekulêre kragte kan inwerk. Daar is dus sterker intermolekulêre kragte tussen die pentaanmolekules. Meer energie is nodig om die intermolekulêre kragte te oorkom en dus het pentaan die hoogste kookpunt van 36°C en 2,2 dimetielpropaan die laagste kookpunt van 9°C. Nou vra hulle, watter van die 3 verbindings het die hoogste dampdruk? Nou die antwoord sal wees A. Onthou, dampdruk is omgekeerd eweredig aan kookpunt. Hoe hoër die kookpunt, hoe laer die dampdruk. En hoe laer die kookpunt, hoe hoër die dampdruk. So 2,2 dimetielpropaan het die hoogste dampdruk en die rede daarvoor is dat dit die laagste kookpunt het. Laastens moet ons die molekulêre formules gebruik om 'n gebalanseerde vergelyking vir die volledige verbranding van verbinding B neer te skryf. Nou wat dit maklik maak is, omdat dit isomere is, weet ons al 3 het dieselfde molekulêre formule en ons weet reeds pentaan C5H12 vanuit die algemene formule CnH
2 en plus 2. So ons het dieselfde C5H12 in hierdie geval. So die C5H12 word ontbrand. So dit gaan reageer met suurstof. En dan kry ons die ontbranding van alkane gee altyd vir jou koolstofdioksied plus water. En nou moet ons net die vergelyking balanseer. So kom ons kyk. 5 koolstowwe daar. Ons kort 5 koolstowwe aan die regterkant. Daar's 12 waterstowwe aan die linkerkant. So 6 maal 2 gee vir my 12 waterstowwe aan die regterkant. Nou kyk ons na die regterkant. Hier het ek 5 maal 2, 10 suurstowwe. Hier het ek 6 maal 1, ek het 6 suurstowwe. 10 plus 6 is 16, so daai moet 8 wees, 8 maal 2 is 16. So 1 plus 8 gee vir my 5 plus 6. Dit is my verhouding vir die ontbranding van 2-metielbutaan. En dit gee vir my koolstofdioksied en water.